Sal ek maar sit, dankie. Baie welkom vanoggend by die diens van Isabel, of beter bekend dan ons as Bella. Mag vanoggend vir elkeen van julle wat hier is, 'n stukkie troos wees. Ons is eintlik al weke nadat sy oorlede is. En eintlik die afgelope paar maande saam met haar was 'n moeilike pad. En tog het ons vanoggend die geleentheid om as vriende van die familie, vir 'n oomblik te kom rus in die Here se hand. Die Here wat self ons trooster is. Isabel is deur die dood van ons afwegneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. En deur die opstanding van die Here Jesus Christus het hy self die dood oorwin. En daarom kan ons vanoggend hier wees en saam uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? So ja, ons is hartseer vandag, en ons gaan nog baie dae hartseer wees. Maar omdat ons glo in God self wat ons troos, treur ons nie sonder hoop nie, want ons weet dat die Here vir Isabel en so ook vir ons veel meer kom gee, veel beter. En daarom is vanoggend troos van die Here afstaan, sodat ons, wanneer ons terugkyk op die lewe van Isabel, ook kan vorentoe kyk en kan uitsien op 'n nuwe lewe wat Christus vir ons wil kom gee. 'n Lewe waar sy dalk nie meer deel is van ons aardse lewe nie, maar dat ons in ons eie lewens sal uitsien na 'n lewe saam met God, soos hierdie God ook by haar was. Dit is hierdie God wat julle groet genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat ons vrymaak van ons sonde, vrymaak van hierdie wêreld. Amen. Ek gaan vir so 'n oombliekie onder kom staan. En ek wil sommer net vanoggend begin deur so ietsie van Isabel te sê. En dis sommer 'n stukkie by die familie geskryf het. Noem dit 'n biografie van Isabel Rigter. Isabel Rigter was gebore op 11 Mei 1975 in Jagersfontein. Sy het laerskool bygewoon in Jagersfontein en hoërskool in Fort Smith. Na skool het sy onder andere deelgeneem aan swem, netbal, atletiek en sy presteer in redenaars en musiek in haar skoolloopbaan. Sy was hoofmeisie in graad 7 en graad 12. Sy het gematrikuleer aan Hoërskool Olie, Fort Smith in die Vrystaat. Daarna het sy gestudeer by die Technikon in die Vrystaat. Sy het haarself bekwam as 'n voedseldiensbestuurder. Sy het gegradueer en was 'n toekstudent. Sy is later getroud met Ferdi Rigter
en op koms in Kainis het sy haarself gevestig. Uit haar huwelik het sy 2 kinders, Christine en Ferdi, is gebore. Sy was altyd daar. Sy was trots op haar kinders en het met vreugde na hulle gekyk. Sy het baie geniet om te onthaal en was 'n gasvry mens en lief vir mense. Bella was baie musikaal. Sy het baie gawes gehad en mooi klavier gespeel. Sy was baie entoesiasties oor sport en het altyd al die spelers se name geken. Bella het baie mooi geskryf en hulle het so ietsie van een van haar gedigte agter in die blaadjie ook ingesit om dit met julle vandag te deel. Bella sal baie gemis word en altyd onthou word. Aan die begin van Isabella se lewe is sy binne die geloofsgemeenskap ingebring. En deur haar ma, Christa, is sy as deel van die gemeenskap van gelowiges hier op aarde gedoop. Sy is gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hiermee is sy geheilig vir tyd en ewigheid. Daarom troos ons nie vandag aan die woorde van mense nie, maar troos ons vandag aan die woorde van God. Die God wie se kind sy is en tot in ewigheid sal wees. Hierdeur is sy gewerk en geheilig vir tyd en ewigheid. Amen. Ons gaan net so sit as familie, die van julle wat wil opstaan as gemeente kan staan, terwyl ons nou saam lied 510 genade onbeskryflik groot gaan sing. Schrijf
dis hierdie wete, dat die Here Jesus Christus ons laat tuis kom. Ons lees in die Korintiërs, as ons lees oor die liefde van God, dan leer Paulus vir ons, in hierdie lewe hier op aarde, kyk ons in 'n dowwe spieël. En as ons heeltyd in ons lewens en in ons verhouding met God besig om die beeld vir ons van wie God is, duideliker te maak, sodat ons onsself beter kan verstaan. Maar dan sê Paulus vir ons, eendag sal ons die volheid sien. En dit is omdat ons glo in hierdie God wat die volheid is en vir ons gee, dat ons kan bely dat ons glo dat die Here ons herder is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. En daarom kom ons niks kort nie, niks. En weet ek en jy, hy is die een wat ons altyd lei. Hy is die een wat vir ons die regte pad wil wys en wys, tot eer van sy naam. Want selfs al gaan ons deur die donkerste dieptes, sal ons wat glo nie bang wees nie, want hy is by ons. In sy hand is ons veilig. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo dat hy die goeie herder is. Die goeie herder wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Want ons almal het gedwaal. Ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen het ons eie pad geloop, maar die Here self wat liefde is, het ons almal se sonde op hom laat afkom. Daarom glo ek in die goeie herder, wat sy lewe vir my gegee het. Soos die profete voorspel het, is hy doodgegaan, maar God het hom wat die groot herder van sy kudde is uit die dood terugbring. Ek glo hy gee die ewige lewe vir elkeen van ons wat na sy stem luister en hom volg. Ek glo die goeie herder het vir hom een kudde losgekoop uit elke stem, volk en nasie. Ek glo Jesus het vir my as herder aangestel om sy skape op te pas, sy lammers te laat wei. Wanneer hy as opperherder weer kom, om mense van mekaar te skei soos die wagter die skape en die bokke skei, sal hy die heerlikheid as onverganklike kroon gee vir elkeen wat hom getrou dien. Daarom kan ons vandag saam bely dat ons glo in God. Ons glo met ons hart en ons bely met ons mond dat daar 'n enige enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onverganklik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en sy aloorvloedige fontein van alles wat goed is, kom spoel vandag oor ons. Want wat is dan ons troos in hierdie lewe, maar ook in die dood, is dat ek en so ook jy aan die Here Jesus Christus behoort. Ons is sy kinders, sy eiendom. En wie ons is en tot in ewigheid sal wees, word deur hom alleen bepaal. Ek wil vanoggend met julle 'n gedeelte deel uit 2 Korintiërs 4 uit. 'n Teks wat ek al baie gelees het wanneer iemand siek is, maar ook wanneer iemand sterf. En dan Isabel, ons siekbed,
het hierdie woorde vir my die eerste maal in my lewe werklik sin gemaak. Die Paulus se woorde vir my in my lewe, dis my persoonlike getuienis van die pad saam met Isabel. Het dit vir my nuwe waarde gekry. Ek het 'n kort tydjie vir Isabel geken, en ek het eintlik net vir Isabel siek geken, in die hospitaal geken. Dan nooit in haar huis geken, soos baie van julle nie. Ek het nie voor haar groot geword nie. Ek het nie saam met haar geleef nie. Ek het net langs 'n siekbed by 'n vrou gestaan, wat ek leer ken het daar. So my verhaal van haar klink dalk anders as joune vandag. My herinneringe anders dalk as joune. Maar die kort tydjie wat ek saam met Isabel kon wees, het ek keer op keer die geleentheid gehad om saam met haar die Here te aanbid, die woord van die Here daar by haar te lees, dit met haar te deel. En elke keer as ek klaar gelees het, dan sy gesê, stuur dit net weer vir my. Volgende keer dan kom ek haar, dan lees ek weer dieselfde deel. Sy het nooit een van my boodskappe weer gelees nie. En dit is okay. Ons het dit weer en weer gehoor en met mekaar gedeel. Die woorde in 2 Korintiërs kan ons slegs vanoggend ontvang, as ons vir 'n oomblik stil word in die teenwoordigheid van God, in gebed en in nadenke. Kom ons word stil voor die Here. Here, U sê U het al die kinders lief. Here, U sê U het 'n besonderse plek in die hart vir elkeen wat U gemaak het. U verstaan ons verskrikte vrese, ons diepe hartseer, ons uitsiglose oomblikke. Here, ons is verpletter. Daarom bid ons vanoggend, Goeie Herder, lei ons na vrede, vergifnis en hoop. Verlos ons van skuld en bitterheid, genees ons gebroke harte. Help ons om verby Isabel se pyn en ook ons eie pyn te sien. Help ons om te sien tot by die heelheid, die volheid van U koninkryk. Here, daar waar ons almal in U teenwoordigheid by mekaar sal kom, waar elke traan afgedroog sal word. Here, en alles wat verkeerd is reggemaak sal word. Deur U alleen, Jesus Christus, ons Here, my Here. Isabel se Here. Amen. Die gedeelte in 2 Korintiërs praat van 'n skat wat in klein potte gevind word. En ons wat hierdie skat in ons het, is maar eintlik almal kleinpotte. Kleinpotte wat maklik breek, sê Paulus. Die krag wat alles betref, kom uiteindelik van God af en nie van ons af nie. In alles word ons verdruk, maar ons word nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleer, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle wat glo, die lewe.
sê Paulus op 'n ander keer, of ek dan lewe en of ek dan sterwe, ek behoort aan die Here. En dit is wat waarde het. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. En ons het dieselfde gees wat die geloof werk. En ons glo, daarom praat ons op. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek. En ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle opwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook weer, en God ontvang die eer. Want ons wat leef, vers 11, word voortdurend aan die dood uitgelewer, terwille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. Ek het dit hierdie week vir verder gesê, en ek wil dit graag vir julle ook sê. In Isabel se sterflike liggaam kon ek nuwe lewe in Jesus ervaar. Ek was so bewus hierdie pad saam met haar, hoe uitgelewer ons is aan hierdie wêreld en die wêreldse dinge. In my pad saam met haar was ek so bewus van die stikkendheid van ons eie menswees. En dat die stikkendheid van die wêreld ons te volle affekteer. Fisies, geestelik, maar terselfdertyd was ek elke oomblik so bewus van God se teenwoordigheid. En die wete dat God in ons pyn, in ons hartseer altyd saam met ons staan. Dit is my troos. My gebed is dat dit ook vandag julle troos sal wees. Want wat is die stad wat in ons gebrokenheid weggesteek kan lê? En ek sê kan lê, maar dit is nie weggesteek nie. Dit kan weggesteek lê. Die skat wat die Here self in ons sit, is sy woord, sy evangelie, sy goeie nuus. Die feit dat hy ons geskape het en dit goed gedoen het. En dat hy vir ons die goeie wil gee en dit elke dag gee. Daardie skat is in elkeen van ons. En as ons nog twyfel, het hy vir ons die Heilige Gees self gegee om daardie skat te wees. Dit kan nie uit onsself uitkom nie. Dit hoef nie uit onsself uitkom nie. In klein oomblikies van korte duur kon ek en Isabel daardie skat met mekaar deel. Kon ons daaroor selfs gesels en het in daardie oomblik die stikkendheid van die wêreld en van die self nie meer saak gemaak het. Ons sê so baie keer vir mekaar, so wat is volle genesing? Volle genesing is om die volheid van God te sien. Om in sy arms die volheid te ervaar. En hierdie beeld was 'n beeld wat ons in die laaste dae met mekaar gedeel het. Isabel het die geleentheid gekry om in Christus se arms sy volheid te ervaar en ten volle genees te wees. My gebed is dat ons wat agterbly in ons lewens dag vir dag 'n stukkie van hierdie volheid
sal aanhou soek. Dat ons nooit sal ophou soek. En dat ons elke dag so bewus sal wees van die Gees wat die skat is wat in ons skuil. Dat ons sal toelaat dat hierdie skat wat in ons is, deur al ons krake, lig vir ander sal gee. En dat ons uit ons diepste wese uit kan lag, kan vreugde ervaar en kan weet dat God ons Here is. Vandag is ons by mekaar om die kring te voltooi, van die dood tot by die dood. En wanneer ons hierdie kring voltooi, bevestig ons weer aan mekaar dat sy 'n kind van God is, gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dat sy so deel was van die sigbare liggaam van Christus. En dat ons vandag, soos nog baie ander dae, hartseer sal wees oor die verlies wat ons nou ervaar. Maar dat ons vandag, soos baie ander dae nog, die vreugde sal ervaar, dat ook sy nou volkome genees is, verlos is. Mag die Here julle toevou en mag julle vreugde in sy arms vind. Amen. Here, in u hande, o genadige Redder, vertrou ons nou vir Isabel aan u toe. Erken en bid ons nederig, 'n skaap uit die eie kudde, 'n sondaar wat u self begenadig het. Ontvang haar in die arms van die genade, in die rus van die ewige vrede, en in die wonderlike gemeenskap van die volk van getuienis. Want onsse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u die koninkryk kom. Here, laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Ja, Here, kom gee ons vandag, net vandag se brood, sodat ons die vergifnis wat u vir ons gee kan ontvang. Die vergifnis van ons oortredings. Maar Here, ook sodat ons die kan vergewe wat teen ons oortree het. Here, laat ons nie in versoeking kom nie. Maar Here, verlos ons van hierdie bose. Want Here, aan u behoort die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Fransja, ons gaan 'n geleentheid gee vir jou om 'n hulpblyk te doen en daarna vir Madeleine om ook ietsie te sê en dan ook 'n laaste paar bedankings te doen. So ek vra dat julle nou sal vorentoe kom. Die eerste van Boetie Kamans. Het was baie mooi, baie dankie. My naam is François en ek is Isabel se broer, die oudste en die enigste broer wat sy gehad het in haar lewe. En daar was so 6 jaar tydsverskil tussen ons, ouderdomsverskil in perspektief te sit. Toe ek in matriek was 604 en ek het altyd na verwys as my klein sussie. Sy was jonger as ek. En ek dink die sirkel wat ons vandag hier voltooi, ek was deel van dit, want ek onthou die dag toe sy gebore was, op die Jagersfontein, en my pa my hospitaal toegevat, en sy was gebore die dag, en ek het ingegaan, en ek moes in die gang sit, want ek moet nie inlaat, waar die kinders gebore word, waar my ma was nie, en ek het die hele tijd aan die gang gesit vir 1 uur of 2, en na die tyd kom hulle uit, en na so'n venster, en sê ek ook uit met die klein sussie.
En toen wys hulle na die Piet Baba deur die venster en dis die dag toe sy gebore was. En van daar af sy toe huis toe en sy het begin groei en oulik raak en sy het rooi hare en krulhare ontwikkel. En sy was my rooi-kop sussie, toe sy klein was en regtig krulhare gehad en baie mense onthou dit baie goed van haar. En ek sê altyd, ek werk baie saam Chinese en ander kinders, as hulle kindertjies klein is, het hulle daai oogies, wat so oulik is, daai Chinese oogies en Isabel het daai rooi hare gehad. So vir my daai kombinasie tussen dit was altyd iets wat ek sal onthou van haar. En toe ons nog groter word, ek en Marlijn, was Isabel die kleintjie, die rooi kopie baie bederf. Tegen ons ouers, allemaal ons was so oulik. Jy weet nie, sy was ons het vir mama vir haar opgekom, so daar gaan met brood, heilige kind, want sy was bederf tegen ons ouers, maar dit was deel van wel, sy was so klein self, baie spesiaal en baie mense se harte, selfs toe sy nog 'n babatjie was. En toe ons in die skool was sy, jy weet, klein sussie gewees, en ons was aan die hoërskool, en toe ons nou so aan die 8 en 9 matriek is, en ons begin dans, sy nog baie jong, was sy al begin dans, en karre, en al die goed, en sy never missed a step. Jy weet, sy was altyd daar gewees, en sy was altyd gedoen het wat ons saam gedoen het. Ek dink ons het gesê, talent, ek moes klavierklasse neem. Dit het nooit goed geklink nie, nooit. En sy was 6 jaar ouder en toe begin sy op daai tyd baie beter as ek speel, want sy het talent gehad, voor ek het nooit het talent gehad nie. En ek het ook rugby gespeel, was nooit 'n goeie speler, maar wel, soos wat julle gesê het, sy ken al die rugby mense op die Springbokspan en dan probeer dit nie 'n naam geken, maar sy het al geken. So ek sal altyd baie goed van haar onthou, en ek dink, toe sy getrou het, het ek gekom vir die trouwe van sy en Fernie, en het was 'n baie gelukkige tyd in haar lewe, en ek het van julle was seker by die trouwe gewees daai tyd, en dis die laaste wat ek van julle gesien het by die trouwe, maar toe kom die kinders, en Bella het hiernatoe getrek, Kuipers toe, en die spesiale mense in haar lewe, het in haar lewe gekom, en dis almal van julle wat hier sit vandag, in Kuipers, en om ek in Amerika bly, het sy altyd vir my fotootjies gestuur op 'n foon, en dat ek altyd vir haar gesê het, ja, dis 'n yskas kwaliteit foto daai, en dan moes ek dit altyd uitprint op die yskas sit. Jy weet, en so baie van julle wat ek nooit gesien het, in persoon, was al my yskas vir jare. En sy altyd vir my foto, Alma, en jy weet, ek julle gesien, en Jana, en allemaal van julle, maar en die kinders, die Fernie en Christientjie, toe hulle nog klein was, elke week kan kry 'n foto van rugby, cricket, netbal, en dan sê ek van, nee, ek het die foto verlede week gekry, en sy sê, nee man, dis dieselfde kind, dis 'n different game, jy weet, so ek het al die foto's van haar gekry, en nog 'n ding vir my sussie wat ek altyd so onthou is, dat altyd, as ek met haar praat, gesê, hoor gauw, dat ek net gauw vir jou sê, gauw, op foon was nie gauw. Ek weet het, want ek moes die telefoonrekening betaal. Dan sê, jy weet, sy kon lekker praat op die foon, maar ek sal baie mis om baie geleenthede saam wat hy, want sy die contentjes heftig gehad, sy het so lekker in 'n magie het gedag, jy weet, en dit het altyd wat goed voel, en ek is baie lief vir Suid-Afrikaanse pannekoek, Amerikaanse pannekoek, en hy goed is baie dik, so sy het altyd vir my pannekoek gebruik, gesê, ja, wat van 'n pannekoekie, dan gaan sy en sy maak vir my een, en vir my elke keer as ek net 'n pannekoek ryk, en dink ek aan my sussie, want dit was baie spesiaal vir my gewees, en nog 'n ding vir my is 'n broer, wat ek altyd van haar sal onthou, sy was lief vir juwele, nie hier juwele nie, plastisch, groot, rooi, geel, maak nie saak, en ek het altyd van juweeltjies gekoop, en dan sy het gedaan, en dit het al wat goed vol. Jy weet, en sy was altyd so waarderend vir dit gewees. En ek het altyd van haar gesê, ja,
as jy nou die nacht kom, dan kom jy nou van in Amerika. Dit is so makkelijk, jy kan nie van Appington afvlieg, dan vlieg jy in Denver in. Dan sê sy vir my, nee my broer, ek vlieg Vegas, jy kom kry my in Vegas. So dit was altyd daar storie gewees. En ek dink, so vir my sis en die mooie herinneringe, wat ons altyd, en ek hele taal baie goed geken, so kom dat hier is vandag. Ek dink die mooie herinneringe naaste vir my, is altyd my rooikop sissie, klein sissie wat ek gehad het, en jy weet, die witbrood vir ons, as broer en sister in die familie, en ek dink, iemand wat al die rugbyspelers en naam geken het, computer klavierspelers en al die dinge, en allemaal van ons gaan er baie mis, en ek gaan nou ook baie mis, so baie dankie, vir allemaal van julle wat hier is, nie so baie ver gereid word. So dit is my mooie herinnering aan jare vandag, baie dankie. Dis hoeveel tyd het julle? Kan ons dan oké. Ek wil net baie dankie sê vir almal wat hier is vandag hier in Green, Donnie, Jamie, our friend Tammy came from America, so ek sal dan Engels praat wat sy verstaan. Ek sê vir my Amerikaanse vriende ook, dit is omgee wat julle in Amerika kry, nie julle oproepe, julle liefde, julle dag met op, dit is net iets wat ons nie ken aan die kant, so baie dankie dat julle is vandag, en om nie te staan is iets wat die sissie nie wil doen nie, maar as gevolg van die Here is 'n ongelooflike geskenk aan ons, die oorwinning op die kruis, weet ons sy is in sy volmaakte, die heiligheid, daar is niks beter nie. En ek het nou baie tyd saam Bella spandeer in die hospitaal, en eendag toe sê sy vir my, Marlene, as ek hemel toe gaan, ek is baie lief vir julle. Toe sê ek nie, Bella, jy gaan nergens julle, die Here gaan jou gesond maak. Ek het so geglo, hy gaan haar gesond maak. En toe het Bella haar laaste asem nie gee, en haar eerste asem in die hemel, toe sê ek vir die Here, my Here, jy het my beloof, toe sê maar, ek het haar gesond gemaak. Ek het het volmaak gedoen. Daar is soveel wat ons gaan mis, ons gaan nou weer eendag sien. En ek wil met julle ook iets deel. Ek het tydjie saam met julle so in die bed geklim. Ek hou vas, ek voel nog 'n warm arm, 'n asemhaling. En sy was in kamer 11. En toe nog is interessant, want sy verjaar 11 Mei. En toe sê ek eendag so daar in die stoel, sy het geslaap en ek kyk by die venster uit. En die parkeerarea, toevallig, is ook nommer 11. En toe sy wakker word, toe sê sy vir my, lees gou vir my die Bybel uit, en ek maak die Bybel so oop, en dis Psalm 30 vers 11. Toe sê ek ook by Here, wat wys jy vir ons, en toe ek het lees, ek gaan dit in Engels sê ook vir julle, hy sê, he removed my sackcloth. Sackcloth is 'n baie heftige jas. And I turned it to gladness, and I say, I turned your heaviness into joy. Doch, het is precies wat die Here vir ons wys wat die hemel is. Dit is net daar. En ek het eers, ek wil ook met julle deel, Bella het vir 3 dae so met haar oogies mee oopgemaak nie. En ek het daar by haar gesit, mama by haar gesit die hele nag, deur die nag, 6 uur toe gaan sit ek by haar. En net voor sy haar laaste asem geneem, toe maak sy al 2 oop. Toe kyk sy so verby my. Krag is dood. Ek kan hard praat, ek kan allemaal hoor. Maar is so, toe sê, kan julle allemaal my hoor? Toe sê, toe net voor sy oorlede is, toe maak sy altyd oor, toe kyk sy so verby my in die hemel. Toe kies sy haar laaste asem, toe sê ek, toe weet ek, sy is by die Jesus, sy is by die Here, en ek het vandag rooi aan, my toonals is rooi, my jas is rooi. Ek wou rooi lipstick aan sit, en so wil iets wat gebeur het in die hospitaal. Ons was soveel gewees, toe sit ek van Felix aan, en sy sê vir my, kom sit, en dan sit. Kom sy met die rooi lipstick, en sy sit my rooi lipstick aan, en sy sê, van daar staan, raak ek doodstil. Toe sê ek, moet dit nie sê, moet dit nie sê. Toe staan sy so terug, en sy sê, ek gaan nie sê nie, maar ek wil net noem. Geen mense draag, geen mense draag rooi. En die ander ding is eendag by die huis, toe sy op die vloer. Ek het nie op die vloer gekom en ek kom daar in en ek sê, ja, ek het jou opdas. Sy sê, jy kyk, ek is 'n mens,
vreugde, daai vrede. Dis net ek en my sussie leef ken nou soos ek aan hom geken. Want ons was so ver vir so lank. En sy was geskrook met die beverding vir klein verding soos sy Boeta vir Christine. En as ek 'n verding op dink, klein verding Boeta en wat aan my kom is gentleman. Is 'n absolute gentleman. Ek het hom leer ken soos ek nog nooit geken het. Die Boeta ons is vir jou verskrik het. En mamma het vir jou iets gereël wat jy nog nie van weet nie. En eendag, as jy die mense verwag, dan sit jy in jou hemel wat jy nie so maak. So, ja, ek wil nog net soveel soos ons op jaar gemis, ons so met die mense wat ons ondersteun. En ek wil die eerste vir die Here dankie sê vir sy dis hy wat dis maar net ons toe ek hom wel afgepraat het, dis net 'n bietjie want ek het in die hospitaal met baie meer gepraat. Dis sê maar wat. Dis is 'n bietjie wat as jy op hierdie stadium kom in jou lewe en jy is nie meer in beheer nie. Sy sê dan dink ek terug, wat het ek met my lewe gedoen? Sy sê ons werk so hard om so baie mekaar te maak om werkkarakter. Sy sê dit maak nie saak nie. As jy weet en ek het wel geweet, ons het nooit gepraat dat sy dit nie gemaak. Ons het altyd gesê die Here gaan my gesond maak, maar ek het wel geweet. En toe sê sy vir my Marlene, don't sweat the small stuff. Moenie oor die klein goedjies in die lewe bewaar nie. En dit is wat ek saam met my omvat in vir die res van my lewe. Sy is my rolmodel. En die ander ding ook as Bella vandag nie kon wees wat wees het en sy kon iets gesê, soos hy sê, dat ons al vanaand nie gesit. Sy sal gesê, wees lief vir mekaar. Sy het die ander kant van my gesê, wees lief vir mekaar. So, ek wil ook net vir 'n paar bedankings doen. Ek volgens vir die wet ook moet sê sy nou is Pieter, so Jan. Mandy, Lenay, is het Lindsay, en ja, wie is Jan? Johanita, dankie hulle kan die kos, door my aan hand vir die dienst. En dan wil ek net ook sê vir ons vriendinne van die Spark-TC wat allemaal gekom en baie dankie. Hulle het uit 'n besige saak uitgeneem om hier te wees. En ook afop, Banneman is nou nie hier so nie, maar baie dankie vir die konflikte die bomme. En ook Mary die personeel, is net hier vandag. Is hier vandag ook. Sy is, hulle het vaak op 'n verjaarsdag in die Sing in die hospitaal. En al wel as 'n vriendinne, wat laaste verjaarsdag nie so spesiaal gemaak, baie dankie. En dan ook die dokters en die personeel die Mary Kliniek. Baie dankie vir dit. As ons iemand vandag uit ons praat om verskoning, want daar is soveel om vir dankie te sê, dat ons kan het nie in woorde sit nie, dis hoe dankbaar ons vir julle is vandag. En dan allemaal weet wat wanneer gaan veilig terugreis, of julle dit veilig terugreis, en die mama ons is vir jou vreeslik lief. Ons woon met kind nie, ons is vir jou baie lief. En is daar iemand, ons kan nou, so langzaam in die saal, asseblief is daar kossies, kom, Bella was baie van kos, so asseblief kom oor, kom vers van ons, en as mens, as julle nie tyd het om te bly nie, vat ek vir iets saam julle, en dan kan ons nog genoeg so, ons gesels daar so, en baie dankie julle kon wees vandag. Dankie, Fransja Marlijn. Hallo, Pauline. Een van die mees spesiale oomblikke saam met Bella in die hospitaal was die dag toe ek en sy die geleentheid gehad het om regtig met te praat oor herinnering en ons het sommer net saam neerhande. En ek wil vanoggend afsluit deur iets daarvan met julle te deel. Dit gaan nie klink soos wat ek het obviously beplan het nie. Maar in dieselfde oomblik besef ek, dit is die Here werk. Want in die eenvoud van sy aangesig is waar sy vrede. Daarom is my gebed. Turn your eyes upon Jesus. Look for His wonderful face.
Die Here seën julle. Die Here beskerm julle. Die Here sal tot julle redding verskyn en ook vir julle genade wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy vrede